Goeiemôre en welkom terug by die Wiskunde Broers. Vandag kyk ons na 'n tema wetenskaplike notasie. En ek sal sê dis 'n tema wat ons in die laerskool begin teekom, maar dis 'n tema wat vreemd genoeg baie van my graad 8s en 9s nog steeds mee sukkel. So, ons gaan net kyk na die konsep, wat is dit, hoe werk dit, eenvoudige omskakelings. Ons gaan nie vandag kyk na berekeninge noodwendig nie. Sodra ek begin plus, minus, maal en deel met wetenskaplike notasie, is dit ook baie lekker. Maar dit sal ons dalk in 'n volgende video doen. So as jy dalk wil hê ek moet daai video doen, stuur vir my 'n comment, dan maak ek hom vir jou. Vinnige kort verduideliking van wat is wetenskaplike notasie. Wetenskaplike notasie is 'n manier om baie groot getalle en baie klein getalle, nee, groot, lang desimale, in 'n korter manier te skryf. Nee, so die idee was dat wetenskaplik is wanneer hulle met verskriklike groot, kom ons sê afstande of gewigte of wat ook al werk, of baie klein, hy sê net maar dink gou hoe lig, hoeveel weeg een atoom. Nee, baie klein getalle moet hulle soveel berekeninge doen en hulle wil nie heeltyd al daai nulle skryf nie. Toe maak hulle 'n wetenskaplike notasie. Ja, dis die idee. So, hy lyk soos hierdie, nee, hier is nou baie basiese vorm van wetenskaplike notasie, 1,23 maal 10 tot die mag n. Nou, daai n kan enige heel getal wees. Dit kan negatiewe getalle wees, dit kan positiewe getalle wees, maar dit is enige heel getal. En dit is die eksponent van 10. Ons gaan nou kyk, wat doen dit? Maar, voor ek selfs gaan kyk na 'n voorbeeld, kan jy nou al klaar begin vir jouself dink. Wag 'n bietjie. Ons het geleer, wanneer ons maal met 10, of 100, of 1000, of 10.000, sê nou maar ek het 'n getal soos 1,23, as ek hom maal met 10, het jy geleer, my komma skuif 1 plekkie aan. En die antwoord sal wees 12,3. Jy het ook geleer dat as ek sê 1,23 maal 100, skuif my komma 2 plekke aan. En dit gee vir my 123, wel wat, kom, daar's niks ander getalle nie, so seker komma 0. Nee, die komma skuif net aan met die hoeveelheid nulle wat daar is. As ek nog 'n keer doen en ons sê 123 maal 1000, dan skuif die komma 3 keer aan. 1, 2, 3. Maar nou wat kom in daai plek waar daar niks is nie? Wel, ons sit net 'n 0 by. 1, 2, 3, 0,0. Sien jy, die komma skuif die hoeveelheid kere aan wat ek 'n 0 het hierso by my 10 of 100 of 1000. Jy kan dalk raai wat gaan gebeur met wanneer ek deel. So wanneer ek deel, dan skuif my komma net aan die kant toe. Links, die getal word kleiner. My komma skuif 1 plekkie links. So nou het ek wat? 0,123. Ja, ek gaan moet iets hier invul. 0,123. As ek deel met 100, 2 nulle, my komma skuif 1, 2 keer links. Nou het ek 0,0123. Nee, en met 1000, jy begin sien hopelik 'n patroon raak. My komma skuif 1, 2, 3 plekke links. Oral waar daar niks is nie, sit ek nulle in. 0, 0, 1, 2, 3. Dis die idee van wanneer ek maal of deel met 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 miljoen. Is daar 'n ander manier om 10, 100, 1000, 10.000 te skryf? Ja, daar is. En dit lyk soos hierdie. Ek kan 10 gaan skryf as 10 tot die mag 1. Ek kan 100 skryf as 10 tot die mag 2. Nou as jy magte en wortels se video's gekyk het, dan weet jy dit beteken 10 maal 10. Dis 100. 1000 kan ek skryf as 10 tot die mag 3. 10 maal 10 maal 10 is 1000. 10.000, 10 tot die mag 4. Nee, 10 maal 10 maal 10 maal 10 is 10.000. Ja, so dis eintlik nogal eenvoudig. As ek kyk na die mag, dan sê dit vir my hoeveel nulle gaan daar wees. 2, 2 nulle. 3, 3 nulle. 4, 4 nulle. Ja, so dis 'n korter manier om 10, 100, 1000, 10.000 te skryf. En dit gaan ons gebruik in wetenskaplike notasie. Die laaste ding wat ons hierso noem, is dat daar mag net een getal links van die komma wees. Nou dis ietsie wat ek definitief as ek jy is, sal highlight. Ons gaan nou kyk na wat beteken dit, nee, net een getal links van die komma en dit mag nie 'n 0 wees nie. Okay, so kom ons kyk na 'n paar voorbeeldjies, dan besluit ons wat beteken daai laaste NB. Die eerste voorbeeld lyk soos hierdie.
Ons wil 'n groot getal soos 45 miljoen gaan omskakel na wetenskaplike notasie. Nou, wetenskaplike notasie het altyd 'n komma. Ek soek die komma in hierdie getal. Ek sien nie 'n komma nie. I don't know. Dit is net nie daar nie. So, waar kan ek 'n komma bysit sonder dat ek die getal verander? Wel, heel agter. Nee, as jy sê ek is 12 jaar oud en jy sê ek is 12,0 jaar oud, is dit anders? Nee, dit is presies dieselfde. Ek kan 'n komma heel agter sit. Nou is daar 'n komma in hierdie getal. Ek wil daai komma skuif, want onthou nou daai NB wat ons nou net gelees het. Die NB het gesê, daar mag net een syfer links van die komma wees. Op die oomblik is hierso 8 syfers links van die komma. Dis way te veel. Okay, so ek wil daai komma opskuif totdat hy hierso lê, totdat hy tussen die 4 en die 5 lê. Want as daai komma tussen die 4 en die 5 lê, ek gaan al daai nulle bysit vir nou. As die komma tussen die 4 en die 5 lê, hoeveel getalle is nou links van die komma? Net een getal links van die komma, dis presies wat ek wil hê met wetenskaplike notasie. Maar ek het nou 45 miljoen gevat en dit verander in 4,5. Ek kan mos nie net dit doen nie. So ek moet 'n sterkie aan die agterkant bysit wat sê maal 10 tot die mag. Hoeveel keer het ek hierdie komma geskuif? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer. 10 tot die mag 7. Laaste ding wat ek vir jou gaan vra, is daar 'n verskil tussen 4,5 en 4,50? Of 4,500? Of 4,500000000? Nee. So daai nulle in die agterkant van hierdie desimaal is eintlik maar onnodig. Ek kan hierdie net skryf as 4,5 maal 10 tot die mag 7. Okay? Jy skuif die desimaal 7 plekke na links, daarom sit jy hierdie sterkie by. Dis dit. Ons het 'n baie lang getal gevat met baie nulle en ons het hom kort geskryf. Kom ons kyk wat gebeur as ek 'n baie klein getal moet omskakel. Ek gaan die skerm nou so hou dat ons die grootte en die kleintjies sien, want ons wil vergelyk wat gebeur. So met die klein getal, hierso is net een getal links van die komma, so dit voel reg. Maar onthou wat daai NB nota gesê, die getal links van die komma mag nie 'n 0 wees nie. Okay, so ons gaan hierdie komma moet opskuif totdat daar net een getal wat nie 0 is nie, links van die komma staan. En dit gaan moet wees al die pad tot tussen die 6 en die 3. As ek hierdie komma kan opskuif tot na die 6, dan is daar net een getal links van die komma en is nie 'n 0 nie. Maar weer eens, ek het nou 0,000063 verander in 6,3. Ek kan mos nie net die getal verander nie, so ek moet 'n sterkie bysit. Maal 10 tot die mag. Hoeveel keer het ek hierdie komma geskuif? 1, 2, 3, 4, 5 keer. Nee, tot daar na die 6. En ek gaan sê 10 tot die mag 5. Maar nou hier's 'n probleem. Nou kyk ek en ek sien, toe ek die groot getal na wetenskaplike notasie omgeskakel het, toe het ek gesê maal 10 tot die mag 7. Ek kan mos nie nou ook sê maal 10 tot die mag 5 nie, gaan hierdie nie dan ook 'n baie groot getal word nie? Ja, dit gaan. So die reël is dan, wanneer ek 'n baie klein getal wil skryf in wetenskaplike notasie, moet my eksponent altyd negatief wees. Okay, so belangrike nota, ons kan sê, 'n positiewe eksponent is vir baie groot getal, en 'n negatiewe eksponent is vir baie klein getal. As jy nou al bietjie in 'n ouer graad is, graad 9's en 10's, eintlik graad 8's, behoort ook te weet, hoekom, maar ons gaan nie nou in diepte daarin ingaan nie. Onthou jy net, klein getal, altyd 'n negatiewe eksponent. Wat van as ek vir jou 'n wetenskaplike notasie sommetjie gee of syfer gee en ek vra vir jou, jy moet dit omskakel na uitgebreide notasie, nee, gewone vorm of uitgebreide notasie. Wel, dan eerste ding waarna ek sal kyk, is hierdie eksponent positief of negatief? Dis positief. Dit beteken hierdie gaan 'n baie groot getal moet wees, so ons gaan die komma moet skuif na regs. Okay, want ons soek 'n baie groot getal. Ons het gehad 3,2
maar hierdie komma wil ons opskuif 1, 2, 3, 4, 5 plekke. Wat gaan ons skryf in al die oop spasies as die komma nou daar moet staan? Wel, 'n 0, 0, 0, 0. En dan kan ons hierdie ou komma uithaal en ons nuwe syfer sê dan 32000. En as ons dit moes mooi lees, sou dit gewees het 320.000. Dis eintlik wat hierso staan. Hier staan 320.000. Kom ons maak net gou die konsep vas. Ons oefen hierdie paar sommetjies. Dit sê skryf hierdie getalle in wetenskaplike notasie. So pause hierso en dan probeer dit self. Ek gaan lekker vinnig deur hulle gaan en dan kyk jy of jy reg is. Die eerste ene sê 98.000. Waar is die komma? Ek sit die komma agterby. Nou wil ek die komma skuif. 1, 2, 3, 4 keer. Hoekom na tussen die 9 en die 8? Want ek mag net een syfer links van my komma hê. Hoef ek daai 3 nulle te skryf aan die agterkant van die desimaal? Nee, ek hoef nie daai 3 nulle te skryf nie. Maar hoeveel keer het ek daai komma geskuif? Lyk soos 1, 2, 3, 4 keer. Positiewe eksponent vir 'n baie groot getal. Mooi? Volgende een is 'n klein getalletjie. Ons weet wat met daai eksponent gaan gebeur, maar ons wil hierdie desimaal 1, 2, 3, 4 plekke skuif na tussen die 8 en die 4. Ek kan nou weer die vraag vra. Hoekom tussen die 8 en die 4? Want daar mag net een syfer links van die komma wees. Dit moenie 0 wees nie. Nou het ek 'n komma opgeskuif. Ons het gesê 4 plekke, maar hierdie was eintlik 'n baie klein getal. So ons gaan sê negatief 4. Wat hierso gebeur, net vir 'n laaste stap is, hulle gaan vir jou sê, rond af tot die naaste 2 desimale. Dan gaan ek hierdie wetenskaplike notasie moet vat en sê, nou moet ek afronding kan doen, nee, so afronding sê, ek kyk na die derde desimaal, omdat hy kleiner is as 5, gaan hy niks doen aan daai 2 nie. So dit bly 8,42 maal 10 tot die mag negatief 4, afgerond na 2 desimale. Hierdie groot getal 5 miljoen, ek sit 'n komma agteraan, ek skuif hom 1, 2, 3, 4, 5, 6 plekke op, dat dit is 5,21580, gaan ek nie skryf nie, maal 10 tot die mag, hoeveel keer het ek hom opgeskuif? 6 plekke, positief 6, want dit is 'n baie groot getal, en die laaste stap gaan hulle vir my sê, onthou, hierdie moet jy asseblief vir ons afrond na die naaste 2 desimale, so ek gaan kyk na die getal, die derde desimaal, omdat hy 5 of groter is, maak hy die tweede desimaal 1 meer, 5,22 maal 10 tot die mag, positief 6. Hoe skryf ons hierdie wetenskaplike notasies as uitgebreide notasie? Ons skuif net die komma. Wat se kant toe skuif ons die komma? Wel, as dit 'n positiewe eksponent is, dan weet ons dit is 'n baie groot getal, so ons wil die komma skuif na regs. 4,25, ons skuif daai komma 1, 2, 3, 4, 5 plekke, en wat sit ons in die gaps in? Nulle. 425.000. Ek hoef nie hierdie kommaatjie hierso te skryf nie, omdat hy aan die agterkant is, 425.000. Hierdie komma gaan ons aan die kant toe skuif, want dit is 'n baie klein getal. Ek gaan 'n bietjie spasie los hierso, nee. 5,64. Die komma was hier, ons skuif hom 1, 2, 3, 4 plekke op. Daar is my komma nou, en wat is in die gaps? Nulle. 0,000654. Laaste ene, goeie genigtig, maal 10 tot die mag 10. Ek vat hierdie getal, 9,01, ek skuif daai komma 10 keer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En ek sit nulle in al die spasies. Wie kan daai getal probeer uitspreek? Wel, dit help soms as ons hom opbreek in plekke van 3, nee. Ons kan 3 nulle bymekaar sit, dan 3 nulle bymekaar sit, dan 0, 0, 1 en 9, 0. Hierdie lyk soos 90 miljard 100 miljoen. Dis 'n baie groot getal. As jy dit reg kry, baie mooi. As jy gesukkel het, stuur vir ons 'n comment.